Wanneer ek en jy in 'n krisissituasie is, byvoorbeeld ons is siek in die hospitaal, ons verduur baie pyn en ongemak, kan jy dan fokus op enigiets anders as daai pyn of ongemak? Erge pyn, erge ongemak verhinder 'n mens om aandag te gee aan ander mense rondom ons of aan die dinge wat rondom ons gebeur. Want die pyn is dikwels al waaraan ons kan dink. Dink nou maar vir jou in, as daar dan 'n dominee by jou kom om vir jou te bemoedig, wil jy hê hy of sy moet 'n 10 minute preek vir jou gee oor hoe pyn werk of wat is God se siening van pyn? Ek was al in baie sulke situasies en glo my, baie mense weet nie eers waaroor jy gepraat het of waaroor jy gebid het nie, maar hulle sal vir jou dankie sê omdat jy daar was. Jou teenwoordigheid is tasbaar, is meer werklik, is belangrik. So eerste stelling wat ek vandag wil maak is dit, ons moet altyd onthou dat ons wat die beeld van God in ons dra, ons het 'n verantwoordelikheid om God by mense te verteenwoordig. Nou hierdie verteenwoordiging kan nie net met woorde wees nie. Trouwens, in ons dag moet dit verkieslik dalk nie met woorde wees nie. Ek dink daar's gewoon net te veel kenners van die Bybel en van Christen wees, wat nie gelowiges meer afskrik met hulle woorde, eerder as nader trek. Ek self ken heelwat mense wat nie gelowig is nie, dalk jy ook. Of mense wat dalk voorheen gelowig was, maar nou nie meer nie. En hulle is nie skaam om dit te sê nie. Maar hoe hanteer ons as gelowiges dit? Is ons vriendelik en geduldig met hulle? Of is ons beter weterig en afwysend, selfs neerhalend? Een van my kennisse het sy siening op die internet geplaas. Hy is uitgesproke daaroor dat hy nie meer 'n gelowige is nie. 'n Dominee reageer dan daarop deur 'n halfuur lange video te maak, waarin hy sy siening ontleed en wat hy dinge afwys en uiteindelik ander gelowiges teen hierdie persoon waarsku. Nou vriende, in ons leeftyd is daar te veel teorieë, te veel leerstellings oor wat reg en verkeerd is. Om mense met ons verstand te probeer oortuig om ons te glo is amper onmoontlik. En die wat nou wonder of my stelling reg is, sal sê, maar Paulus het dan rondgegaan en baie gepraat oor Jesus. Ja, hy wou mense oortuig dat Jesus die ware God is en dat almal hom moet volg. En in sy tyd was redevoering, veral onder die Grieke, 'n baie belangrike manier waarop jy ander moes oortuig. Hulle het op hulle markpleine kussies gehad, noem dit maar verhoogies, waar enige persoon wat enige ander mense wou oortuig van iets, enigiets, daar kon hulle gaan staan op die kussie en praat. So dit spreek van self dat hierdie redenaars baie goed moes wees met redevoering, sodat hulle mense se aandag kon kry en met hulle logika vir hulle probeer oortuig. Maar wat sê Paulus? Hoe wil hy dit doen? Hy sê dat hy, hoewel hy goed bewus was van die noodsaak van goeie redevoering, hy nie na die mense toe gekom het met baie woorde, met 'n groot omhaal van woorde nie. Al waaroor hy wou praat, sê hy, was oor Jesus en oor Jesus wat vir almal gekruisig is. So hy wou eintlik maar net die fokus plaas op Jesus en wat hy gedoen het. Hy's meer 'n getuie as 'n redenaar. Vir mense maak Jesus nie maklik sin nie. Eers wanneer ons weet wat hy gedoen het en waarom hy dit gedoen het, begin ons meer ernstig oor hom word. So selfs vir die disippels van Jesus was dit moeilik om Jesus se woorde te verstaan. Hulle wat sy hele lewe lank, sy bediening lank saam met hom gestap het, ook hulle het nie verstaan wat Jesus alles moes deurgaan nie. Ek dink ook aan Johannes die Doper, wat aan Jesus begin twyfel het. En ek dink aan die Emmausgangers en aan die naby disippels wat na Jesus se opstanding verdwaas is en wonder oor wat alles nou in Jerusalem gebeur het. So die tweede stelling wat ek vandag wil maak is, hoe help Jesus hulle om te glo?
En die eerste ding is, hy doen fisiese dinge. Kom ons kyk hierna in die Bybel. Ons lees eers en praat eers 'n bietjie oor Johannes die Doper. Johannes was in die tronk en toe het hy skielik begin wonder of hy reg was of verkeerd was oor Jesus. Immers, hy hoor nie dat Jesus aktief besig is om die Romeinse bewind te probeer omvergooi nie. Hy hoor nie dat Jesus besig is met enige politieke agenda nie. Hy hoor net dat Jesus rondgaan en preek. En nou soek hy meer duidelikheid. Toe stuur hy van sy vriende na Jesus toe om hom direk te vra of hy die een is wat sou kom en of hulle ander een moet verwag. En onthou nou, toe Jesus na hom toe gekom het in die woestyn dat Johannes so moes doop, was Johannes baie seker toe hy na hom toe gewys het en gesê het, hy is die Messias. So kom ons lees in Lukas 7 vers 18 en verder. Jesus het toe vir hierdie vriende vir hom geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien weer, verlamdes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die goeie boodskap verkondig. So Jesus sê eenvoudig, kyk na wat ek doen. Kyk na wat ek doen. Sien julle, dat wat vandag gebeur, naamlik dat mense kan twyfel aan dinge waarvan hulle eers so seker was, dat dit nie regtig nuut is nie. Johannes was baie seker wie Jesus is. Hy sê vir die mense, daar is die lam van God, die Messias wat gestuur sou word. En toe, tyd later in die tronk, begin hy twyfel. Nou, hoe antwoord Jesus hom? Nie met 'n teorieë of leerstellings met 'n teologie nie. Hy antwoord deur te sê, kyk waarmee ek besig is. Kyk wat ek doen. En dan bedoel hy daarmee dat mense sal sien my dade, dit waarmee ek besig is, stem ooreen met die profeseë van Jesaja 35 en Jesaja 61 oor hoe gesê word wat die Messias sou kom doen. So Jesus sê, wanneer julle mense sien wat besig is om goeie dade te doen, mense wat hulle lewens onselfsugtig deel met ander, stop 'n bietjie daar, talm 'n bietjie daar, kyk rond, die kanse dat julle God daar sal kry, is baie groot, want dit is die dinge waarmee hy hom sal besig hou. Waarvan word Christene die meeste beskuldig? En wat is die grootste beskuldiging wat mense teen God het? Dit is dat Christene en God niks doen aan die nood en swaar kry hier op aarde nie. As God sien hoe mense swaar kry, hoekom doen hy dan niks nie? So die derde stelling vir vandag is, hoe sal mense weet dat God iets doen? En die antwoord lyk my is, deur te kyk na sy verteenwoordigers, na my en jou, sy medewerkers. Maar kom ons bevestig dit verder deur ook te kyk na Lukas 24, waar Jesus na sy opstanding aan die disippels verskyn. Ek lees van vers 36 af, terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, dis nou die disippels, staan Jesus self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees of 'n spook sien. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, dit is ek self. Vat aan my en kyk. 'n Gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Vers 45, daarop het hy hulle verstand geopen daarvoor om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en dat in sy naam bekering tot die vergifnis van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader, dis die Heilige Gees, na julle stuur. Maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word.
So Jesus laat die mense fisies aan hom raak en veral aan die plekke op sy liggaam wat getuig van sy lyding, sy hande, sy sy. So moet mense ook in ons sien dat ons bereid is om op te offer vir hom, aan ons dade van diensbaarheid, van onselfsugtigheid. So kan hulle sien dat ons bereid is om iets te deel, maar ons gee ook prys, sodat ander kan wen. Nou, hoe gebeur dit? Ek wil vandag kort afsluit. Ons kan individueel baie doen, deur gewoon oplettend te wees oor wat in ons omgewing aangaan. Ons kan eenvoudig dan vra, wat het ons, wat ander dalk nodig het? Waarvan het ek wat ek met ander kan deel? En dan doen ons dit met oorgawe. Ons kan ook 'n tweede ding doen, ons kan dit meer gestruktureerd doen, soos deur die instansies wat ons as gemeente mee hande vat, voluit te ondersteun. Ons is besig met wonderwerkprojekte, ons doen projek Winterhoop, ons is betrokke by penaksie in die Middestad. Daar is verskillende dinge wat ons as gemeente betrokke by geraak het, en wat ons graag mense uitnooi om te sê, kom ons maak 'n groot spanpoging, en ons gee, en ons laat ander mense wat alreeds ervaring het van daardie aksies wat aan die gang is, dat hulle ons sal help, sodat ons die werk gedoen kan kry. Ons vat hande met mense wat reeds in die veld is. Maar daar is ook nog 'n derde manier. En dit is dat ons vandag in ons erediens 'n persoon het, 'n man en vrou en hulle 2 kinders hier, wat vir ons sal vertel van hoe hulle in 'n ander land gaan woon het, en dat hulle daar vir daardie mense iets van die liefde van Christus wil wys, en dan vir hulle verder wil vertel. So ons sal in die loop van die volgende 2 weke met Jacques en met Verda onderhoud voer, en vir hulle 'n paar vragies vra, dit op video vas lê, en dan met julle deel. So kyk uit vir die video, en as jy sou belangstel om hulle te ondersteun, dat jy dan direk vir hulle sal skakel. Vriende, mag ons deur ons lewens regtig wys hoe God in ons werk, hoe hy ons verander, en mag ons lewens ander help om hom ook te ontmoet en werklik te kan sê, die Here was hier toe julle by my gekom het.